hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Die tema wat ons vanoggend gaan hanteer is: hoe kan ek negativiteit oorkom? Ontvang nou met 'n biddende hart die seëngroet van ons hemelse Vader. Aan die gemeente van God in Wonderboom, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons lofsang vanoggend is gesang 265. Kom ons lees uit die wonderlike woord van die Here vanoggend saam. En ons teksgedeelte is Lukas 15 vanaf vers 11 tot 32 en Jan de Beer gaan dit vir ons voorlees. Die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê: daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê: my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery.
Hy roep die een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: "U broer het teruggekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa: "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê die pa vir hom: "Kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Tot sover. Gemeente, kom ons verenig in 'n gebed voor die Here. Alomteenwoordige en altyd teenwoordige Vader, dankie Here dat ons vandag op hierdie rusdag in ons huise of waar ons ook al bevind, op hierdie oomblik kan stil word voor U. Ons beweeg in hierdie dae al by 115 dae in die Grendeltyd. Ons lewe het omwentelinge beleef. Daar's 'n klomp onsekerhede en dit veroorsaak dat ons baie dae moedeloos en bang word. Baie dae ook in ons lewe negatief word. Dankie dat ons vanoggend kan kom stil word voor U en vra Here, help vir ons. Help vir ons om van hierdie negativiteit wat ons lewens so oorspoel, ontslae te raak. Dankie dat U vanoggend op 'n besondere manier vir ons wil kom leer hoe U oor ons as U skepping dink en optree. Mag ons vanoggend U hoor spreek en mag U wonderlike woord vir ons help om in hierdie Grendeltyd wat vir ons 'n onsekere tyd is, kalm te bring. Dankie Here dat ons kan weet, elke dag, elke oomblik vou U vir ons toe, staan nie ons by en is ons nie alleen nie. Here Jesus, ons is nou wagtende aan U voete. Kom sny U woord vir ons oop en laat ons U hoor spreek en mag ons uit daardie woord elke dag gaan lewe. Ons sonde en ons verkeerdhede is baie. Daarom vra ons ook vergifnis daarvoor. En ons vra dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, soos ek reeds gesê het, ons tema vir vanoggend is: hoe kan ek negativiteit oorkom? Vandag is dag 115 van die Grendeltyd. Ek dink almal van ons se huise, se motors, se skooltasse noem watter item op, ruik na ontsmettingsmiddels. Oral waar jy beweeg, hoor jy, was jou hande, bly in die huis, moenie aan jou gesig vat nie, draai jou masker, handhaf 'n sosiale afstand. Het hierdie dinge u nie dalk al moeg gemaak nie, of selfs dalk negatief gestem nie? Miskien sit jy vanoggend en luister na die erediens, maar diep in jou hart dink jy, ek het genoeg gehad.
genoeg is genoeg. Ek het genoeg gehad aan al hierdie onsekerhede en bekommernisse. Ek het genoeg gehad aan al die drukgroepe, soos Black Lives Matter, All Lives Matter, en vele meer van hierdie drukgroepe wat ontstaan het. Moeg geraak vir die grafstilte oor plaasmoorde. Ek het genoeg gehad van die absolute arrogansie van een ras teenoor 'n ander. Ek het genoeg gehad aan die hartseer verhale van geweld teen vrouens en kinders. Ek het genoeg gehad aan 'n besluitelose regering. Hoor dan baie mooi vanoggend. Genoeg gehad is 'n moeilike plek om te wees. Maar mag ek vanoggend vir u sê, die plek waar omdraai begin. Terug na die positiewe. En die positiewe is u keuse vandag. En die beste positiwiteit in jou lewe is jou geloofslewe. Kom, maak vandag hierdie keuse. Geliefdes, hoe gouer ons besef dat die COVID-19 pandemie en 'n hele aantal ander faktore wat die pandemie veroorsaak het, ons leefwêreld vir altyd kon verander het. Die normale wat ons ken, gaan nie gou weer gebeur nie. Ek en u staar nuwe werklikhede in die gesig. Ons sal ons lewens anders moet begin inklee. En dalk vra u die vraag, hoe kan ek dit doen? Mag ek vanoggend vir u sê, begin deur weg te breek van die negatiewe dinge wat jou insluk, of waarby jy so maklik en graag betrokke raak. Los die negatiewe drukgroepe waarin jy so graag behoort op die sosiale platforms. Spandeer die tyd wat jy aan negatiewe dinge uitdink, liewers aan lewensveranderinge dinge. Geliefdes, ons sê baie maklik vir mense, ons is Christene, ons is God se kinders. Maar hoe tree ons op? Ons tree baie kere soos ongelowiges op. Soek na positiwiteit. Hoe en waar kry 'n mens positiwiteit? Mag ek vanoggend met u deel die goeie nuus. Soek vir 'n slag na die positiewe skepper van die woord, ons hemelse Vader. Soek vir 'n slag na die liefdevolle omgee seun van die woord. En soek vir 'n slag na die versterkende gees van die woord. Leer om nie te kyk na wie God vir jou werklik in die lewe is. Bekyk deur God se oë van vandag af die nuwe omstandighede wat ons elke dag beleef. God se eerste positiewe denke oor my as sy kind vind ons sommer op die eerste bladsye van die Bybel, naamlik in Genesis 1, waar God die mens en alles daarby geskep het. En as ons Genesis 1 lees, dan hoor ons talle kere die woorde wat God daar uiter. En God het gesien, dit wat hy geskep het, is goed. Daarom, broers en susters, God se hele skepping is goed. Ons waarborg in onsekere tye is dat God 'n goeie wêreld geskep het. Hierdie wêreld is gebreek, nie deur God nie, maar deur ons menslike ongehoorsaamheid en menslike arrogansie. Maar die goeie nuus vanoggend is, God is nie klaar met ons, die wêreld wat hy geskep het nie. Ondanks ons menslike ongehoorsaamheid en arrogansie,
is God steeds betrokke by ons deur die volmaakte mens Jesus Christus. Jesus wat vir ons verlossing gebring het. Jesus wat ons aan die Vader bind deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Al beleef mense die wêreld tans as veranderlik, onvoorspelbaar en selfs bedreigend, bly die skepping wat God gemaak het vir die mens steeds goed. Die mens maak die skepping vir homself of vir haarself gevaarlik, deur met die verkeerde ingesteldheid teenoor die skepping en jou medemens te lewe. COVID-19 pandemie daag vir my en u uit tot 'n diep bekering as mensdom. Oor die wyse waarop ons leef en optree teenoor mekaar en in God se teenwoordigheid. Dit is 'n tyd om weer te bedink hoe God alles goed en volmaak om mekaar gesit het en sy opdrag om as mens daarvolgens elke dag te gaan leef. Die skepingsverhaal in Genesis 1 onderstreep dat die mens wel beperkinge het, net soos die coronavirus dit doen, ons ingeperk het, ons lewe verander het. Baie belangrik om ook te weet, ons is nie almagtig nie, al dink ons so. Ons as mensdom is nietig en klein. God is almagtig. Ons word in ons spore gestuit in hierdie besondere tyd deur 'n onsigbare virus. Daarom lê die hoop vir herstel in die toekoms nie in onsself nie. Ons pad vorentoe is, ons moet ons hoop stel vir God en leef soos God ons voorgemaak het. Dan roep ons teks ons op om met lof na God te luister, om lof aan God toe te bring as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons lewe as skepsele is nie in ons eie hande gesetel nie, maar mag ons vanoggend weer hoor, veilig in die Skepper God se hande. Want God is ons hoop, ook in die donker coronatyd. Sien jy God die Vader se kyk vir jou raak in hierdie lewe en in hierdie dae? Kom ons sing nou Gesang 464.
Geliefdes, God se tweede positiewe denke oor my as sy kind sien ons in die gelykenis van die verlore seun. Die oproep van die gelykenis is aan alle mense, wie jy is, wat jou omstandighede is. En die oproep is, kom huis toe. Of jy jouself deur verkeerde besluite of keuses in 'n situasie laat beland het, of dit faktore buite jou beheer is wat jou lewe omgekeer het. Hoor mooi in hierdie gelykenis, God wil hê, jy moet nie net huis toe kom nie. Nee, God wil hê, jy moet by hom tuis kom. Hy is vir jou 'n tuiste in alle omstandighede. Dis wat leer hierdie gelykenis ons ook nog verder. Dat God nie ophou soek na sy verlore kinders nie, maar dat hy ook elke dag op hulle terugkeer wag. Want wat die oudste seun in die gelykenis nie verstaan het nie, is dat sy pa ook op hom sal wag, al sou hy wegdwaal. En ons sien dit baie mooi, wanneer sy jongste broer terug is, en die fees word voorberei, nooi sy pa hom ook in, en wag sy pa ook op hom, as oudste om in te kom, en saam met hom en sy jongste broer die vreugde te kan beleef, van 'n egte vader-kind verhouding. Kom ons kyk nou mooi. Sien jy God se kyk vir jou in hierdie gelykenis raak? Hoopelik inspireer die gelykenis jou en word jy oorweldig deur die Vader se oop arms. Kom huis toe. Dat iets in jou ook soos die Vader teenoor ander wil word. Ook so vrygewig, so vergewend gesind en so liefdevol. Mag ons nooit tot die vlak van die oudste seun daal nie. Want geliefdes, wat sien ons in hierdie gedeelte? Hy tree veragtend en snedig op teenoor sy jonger broer. Hoor sy pa se woorde aan hom. Sy pa sê vir hom, hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Kom deel in ons vreugde. Om soos 'n vader te word, is om weer 'n broer of 'n suster te word en te wees vir mense, wat by die Vader welkom is, maar nog nie by jou en in jou lewe nie. Die oudste seun het nog nie sy pa se vaderhart raak gesien nie. Daar sien ons dit duidelik in sy optrede. Sy gedagtes is vasgevang in die negatiewe, die eie ek is belangrik. As ons dus baie mooi na hierdie gelykenis luister, dan hoor ons, kom huis toe, wat ook al jou omstandighede is, moenie negatief wees nie. Wees positief, want God is daar vir jou, watter omstandighede jy ook al beleef. Kom ons sing nou hartlik saam, Gesang 509. Amen.
Geliefdes, ons het nou gehoor dat die Here het ons goed gemaak as mens, met 'n besondere doel. Ons het in die gelykenis van die verlore seun gehoor, kom huis toe. Wat jou omstandighede ook al is, jy's altyd by God welkom. Ons kom nou by die derde positiewe denke, wat God vir ons in sy woord gee oor ons as sy kinders. En dis wanneer God vir ons sê, maar jy is vir my 'n tempel waarin ek wil woon. Wat word bedoel dat ek en jy 'n tempel vir God is? Die tempelmotief, broers en susters, kom vanuit die Ou Testament. God het 'n begeerte gehad om tussen sy mense te woon. En met die bou van die tabernakel, het die tabernakel die simbool geword van God wat tussen sy mense kom woon het. Salomo se tempel het later die tent tabernakel vervang. En na die vernietiging van hierdie tempel wat Salomo gebou het, is 'n tweede tempel gebou om God se teenwoordigheid tussen die volk te simboliseer. En hierdie tempel is deur Herodes opgeknap. Skuif ons aandag na die Nuwe Testament, beleef ons die wonderlike. Met die koms van Jesus Christus is God se spesiale teenwoordigheid en heiligheid in sy seun Jesus Christus geopenbaar. Hy was die absolute voorbeeld van 'n lewe wat toegewy is aan God. Wat gebeur na Jesus se dood, sy opstanding, sy hemelvaart? Dan kom die apostel Paulus en hy verklaar dat die gelowiges nou as geloofsgemeenskappe en as individue die rol van die tempel oorgeneem het. Daarom die kerk, ek en jy, is tot vandag toe God se tempel op aarde. Elke mens wat op aarde leef en beweeg, is 'n tempel waarin die Heilige Gees moet woon. En daarom het die Here dit goed gevind om vir ons te sê, ek en jy is 'n tempel. Ons verteenwoordig hom. In ons lewe woon die Heilige Gees. En verwag hy van ons 'n heilige en 'n verantwoordelike leefstyl, met die noodwendige gevolg dat die Gees altyd ons sal sterk maak. Elke dag ons sal hom vorm. Die gelowige gemeenskap, ek en jy as kerkganger, moet waak teen enige verdeeldheid, hoogmoed, aardse wysheid in ons geleedere. Want broers en susters, dit is die dinge wat ernstige skade aan God se tempel, sy kerk, ek en jy, kan aandoen. Die Here het van ons elkeen 'n heilige tempel vir hom gemaak. Hoe lyk jou lewe? As jy die hele tyd negativiteit in jou saamdra, negativiteit in jou uitbroei, ontheilig jy sy tempel. En is jy nie vir hom 'n sieraad nie. En daarom kom die Here en sê, hoe kan ons negativiteit oorkom? Deur weer ons tempels te reinig, ons lewe te reinig, en te weet, die Here wil graag in jou lewe 'n rol speel. Die Here wil graag in jou lewe en deur jou lewe. Daarom geliefdes, hoor en sien ons regtig vanoggend wat God sê vir ons as sy kinders. Die Here het ons goed gemaak. Ons het 'n tuiste by hom. Hy woon in ons. Moenie toelaat dat jou kop jou laat kies vir die negatiewe dinge nie. Kom ons dink soos God gedink het voordat hy hierdie aarde en hierdie wêreld en hierdie mens gemaak het. Kom ons dink met wysheid, geloofswysheid wat ons in sy woord vind. Kom ons wees liewer een van die minderheid
wat positief in hierdie slegste tye oor alles dink en lewe. God sien ons as gelowiges raak in hierdie stikkende wêreld. En hy bemoedig ons deur die groot waarhede wat hy ons vanoggend weer kom leer het. Die waarhede van die Vader se vertroue in sy skepping en in ons as sy skepsel. Die mens Jesus Christus se kruis, wat vir ons die teken is van ons is nooit verlore nie. God het ons verlorenheid, ons omstandighede altyd en vir altyd kom verander. En die belangrike, die inwonende Gees wat ons positief laat optree, laat lewe, laat dink. Mag God vir my en vir u daartoe help om in hierdie grendeltyd, hierdie inperkingstyd wat ons so negatief kan stem en omstandighede in ons land positief te maak. Want God is positief oor ons en God wil ons positiwiteit elke dag in ons lewens sien. Amen. Geliefdes, kom ons sing hartlik saam. Gesang 442. Terwyl ons klein voor God geraak het, kom ons bely ons geloof. En Henry Foster gaan vir ons voor met die geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God, die skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Ons glo in Jesus Christus, die ware lig wat na die wêreld toe gekom het, wat in die duisternis skyn, en wat nie deur die duisternis uitgedoof kon word nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat in die lig van God se woord op sy lewenspad laat skyn, en ons nuut maak, sodat ons ook lig vir die wêreld kan wees. Amen. Geliefdes, ons slotsang is vonk 404, verse 1 en 5. Amen.
ontvang met 'n binnende hart die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons wegsendingslied is Vonk 38 vers 1, 2 en 3.